Goeiedag. Ek het 2 weke terug begin met 'n nuwe reeks vir u verduidelik oor rigters en konings en hoe God eintlik self die koning is wat deur sy priesters en profete werk. God se plan was dat Dawid die eerste koning moet wees. Maar omdat die mense was haastig, het hulle vir Saul gekry. Dit was nie 'n goeie storie nie. Maar Dawid se storie is ver beter. Maar ek het ook vir u verduidelik hoekom Israel so lank moes wag vir Dawid om koning te word. En hierdie week wil ek met u praat oor iets anders. Oor Dawid se seun. Nou die gebaar is Salomo, want Salomo is bekend vir wysheid. Wanneer ons dink Salomo, ons dink, wow, die man was baie slim. En dis waar. Hy het so goed begin. Salomo kon kies wat wil hy hê, en hy vra die Here vir wysheid. Toe gee die Here vir hom wysheid plus. En Salomo, dis so moeilik om te glo, dis dieselfde persoon wat Hooglied geskryf het, waar hy verduidelik sy liefde vir hierdie mooi meisie. En hierdie meisie is so verlief op die koning. Jy's die enigste een. Ek sal net vir jou kies. Jy's die beste. Ek soek nie ander. En hulle praat so mooi. En net vir interessant, Hooglied het eintlik 4 tuine waar die meisie soos 'n slaaf werk. Sy sê, ek is bruin gebrand, maar ek is mooi. Daardie tyd was dit belangrik dat 'n meisie nie bruin gebrand, sy moet wit wees, want die wit vel het gepraat dat sy in 'n paleis bly en nie soos 'n slaaf buite werk nie. Maar sy skuif van haar broer of daar waar sy die slaaf is, se tuin, skuif sy na haar tuin, waar sy so selfbewus is, ek moet mooi genoeg wees, sal hy my raak sien, sal hy aan my dink. En dan skuif sy na sy tuin, waar sy nie meer so bekommerd is oor wat hy van haar dink nie, sy's meer bekommerd oor om hom te dien, en hom gelukkig te hou, en hom tevrede te maak, want sy wil graag met hom trou. En dan skuif hulle na die 4de tuin, ons tuin, die plek, dis die huwelik, die plek van geselligheid, die plek van gemeenskap, die plek waar die seën van die Here gebeur. Dis dieselfde Salomo, wat later in sy lewe anders begin dink. Hy word baie ryk, en almal in die wêreld, die bekende wêreld, is so verbaas. Salomo is so slim, en almal wil kom kyk, en almal wil met hom besigheid doen. En dis deur hierdie besigheid doen, wat die moeilikheid gekom het. Want hy is mos nou 'n koning, en 'n koning moet baie perde hê, hy moet baie waans hê, hy moet groot weermag hê, hy moet baie ryk wees, en Salomo word al hoe belangriker en belangriker. En nou kom hier die ander konings en die ander mense van die omgewing, hulle kom na Salomo, hulle sê, Salomo, ons sal nooit teen jou oorlog maak nie. En Salomo sê, goed, bewys. Hulle sê, wel, hier is my mooi dogter, daar die kulture was so, hier is my mooi dogter, ek gee haar as 'n vrou, bruid vir jou, as bewys, wie gaan nou teen sy eie dogter oorlog maak? So ek gee my dogter in ruil, jy sal nie met my baklei nie, ek sal nie met jou baklei nie, en jy gaan so 'n bietjie van jou rykdom met my deel, so daar's 'n goeie besigheid. 700 maal, Salomo het 700 vrouens gehad, dis eintlik 700 kontrakte, besigheidstransaksies met verskillende mense, met mooi vrouens as bewyse dat ons doen ernstig besigheid. Maar daardie vrouens, daardie 700 kom met 'n moeilikheid. En dit is dat deel van die
ooreenkoms is, ja, ek gee my dogter vir jou, maar jy moet vir haar toelaat om haar afgod saam te bring. Jy moet haar toelaat om haar altaartjie te bou. Jy moet verstaan, in ons kultuur, ons offer ons oudste kinders aan die Here, sodat die ander kinders geseën kan wees. En Salomo, terwille van vrede, terwille van goeie besigheid, ja. Kan jy jou verbeel, hier staan die wyse Salomo, en hy kyk oos uit sy paleis, en hy sien die berg van die Here, maar nou is daar die berg vol van afgodsbeelde en altare, en rook wat opgaan vir offers aan afgode. Daardie mooi berg van die Here is nou 'n vuil, vieslike plek, waar selfs kinders geoffer word. En asof dit nie erg genoeg is nie, het hy 300 byvroue. Man, ek het altyd gedink, daardie byvroue is soos slavinne of werkers, dienaars van die vrouens. Nee. Hulle het elkeen nog hulle eie dienaars ook gehad. Maar hierdie byvroue, ek dink dit is soos moderne pornografie. Pornografie waar die koning, ek is magtig, ek is belangrik, almal hoer vir my. So nou sien ek, daar's 'n mooi meisie. Jo, hey, soldaat. Ek soek haar lyf. En dan moet hy haar gaan haal, en haar pa kan nie weier nie, want dis die koning. Israel wou mos 'n koning hê. Nou sê die koning, bring daar die meisie. En hy geniet haar liggaam eenmaal, miskien later weer, maar sy bly hy moet vir haar by die ander vrouens, hy moet vir elkeen 'n huis, 'n mooi plekkie bou. Sy bly daar, want miskien eendag is die koning weer lus vir haar. Maar dit is soos pornografie waar hy net weer omblaai. Daar's ook 'n mooi meisie. Ek soek haar. So het hy 300 byvrouens. Maar elkeen van hierdie 700 vrouens, en elke van hierdie byvrouens kom met 'n moeilikheid. En dis die ding, dis hoe jy jou koningskap verloor. Dis hoe jy sleg eindig, wanneer die Here vir jou wysheid gee, vir jou rykdom gee, sodat jy kan heers, en jy word so belangrik, en jy word so stupid eintlik, dat jy dink jy kan besigheid doen met die kinders van die duiwel, met die duiwel homself, deur toe te laat dat in jou huis daar geoffer word aan vreemde gode. Dat jy die heilige plek van die Here ruil vir ons verdra maar vir alles en almal. En dit was die fout met Salomo. En dis hoekom hy in sy laaste boek as 'n ou man, wanneer hy besef, ek was verkeerd. Die Here het vir my wysheid gegee, so ek het geweet wat om te doen, maar ek het my laat verlok. Dis dan wanneer hy skryf, daardie soort lewe was 'n gejaag na wind. Om die Here te dien is nie die gejaag na wind nie, om jou wysheid te ruil vir gemak, vir lus, vir veiligheid. Wat 'n veiligheid? Die Here is jou veiligheid. Daar is waar ons verloor, waar ons koningskap verloor. En dis die fout wat Salomo gemaak het. Stukkie vir stukkie vir stukkie. Elke vrou was soos die horende woord is 'n kompromis. Is nie so erg. Nee, vir die dowes. Maar elke keer wanneer jy daardie sonde doen, volgende keer word dit makliker. En so ruil jy die kosbaarheid van die wysheid van God vir die verlies en 'n geskeurde koninkryk. Moenie jaag na wind nie. Die Here nooi jou, hy sê, as jy wysheid kort, vra vir hom. Hy sal vir jou wysheid gee. Hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Jy weet wat die regte ding is. Doen dit. Gaan na die Here soos 'n priester.
nederig offer. Kom van hom soos 'n profeet, luister wat hy sê, doen dit, en jy sal soos 'n koning saam met hom heers in wysheid. Mag jou storie wees dat wysheid, die gees van God, die dien van die Here, jou lewe bepaal. Dis my gebed vir jou, vir almal wie jy liefhet, in Jesus naam. Amen.